Ek is besig met die reeks oor Simon die Fariseer. Jy weet dat in 'n sekere sin is alle mense, alle sondaars, eintlik skuldenaars voor God. Daarom sê Jesus in Lukas 7 vers 41 en 42 die volgende woorde aan Simon die Fariseer. Hy praat van twee mense was in die skuld by 'n geldskieter. Die een het R500 geskuld en die ander een 50. Omdat hulle niks gehad om mee te betaal nie, het hy die skuld vir albei kwytgeskel. Wie van hulle sal hom die meeste liefde bewys? Behalwe die feit dat beide Simon, die hooggodsdienstige Fariseer, en die sondige vrou wat by die maaltyd opgedaag en Jesus se voete gesalf het, in hierdie gelykenis van Jesus skuldenaars was albei ook ewe insolvent. Vers 42 sê, hulle het niks gehad om mee te betaal nie. As jy heeltemal niks het om jou skuld mee te betaal nie, as jy heeltemal bankrot is, maak dit nie veel saak hoe groot of hoe klein jou skuld is nie. Dan maak dit nie saak of jy R500 of R50 skuld nie. Hierdie twee skuldenaars, die goeie Fariseer en die sondige slegte vrou, was dus albei ewe onmagtig om hulle skuld te betaal. En dit is presies die toestand waarin ons is. Die sondige toestand van die mens bring mee dat ons van nature voor God bankrot is. En die soort skuld wat ons as sondaars voor God het, is 'n skuld waarvoor ons geen betaalmiddel het nie. Nie geld, silwer of goud kan daarvoor betaal nie, sê Petrus uitdruklik in 1 Petrus 1 vers 18. Geen persoonlike offer wat ons bring, sal hierdie skuld kan wegneem nie. Ons beste dade, sê die Bybel, is voor God soos 'n verwerplike kleed. Al sou ons daarin kon slaag om van vandag af vorentoe 'n goeie en perfekte lewe te lei, gaan dit oor ons sonde skuld van die verlede. Hoe sou ons dit ooit kon betaal? En jy weet, skuld het twee elemente wat jou verteer. Eerstens die wete dat jy verkeerd gedoen het. En tweedens die wete dat jy gestraf gaan word omdat jy jou skuld nie kan betaal nie. Ja, ongelukkig is dit ons situasie. Ons het niks om ons skuld voor God mee te betaal nie. Al sou ons van nou af hoe hard probeer om geen skuld te maak nie. Wat van die onbetaalde skuld van die verlede? O, as dit daarom nie vir Jesus was wat aan die kruis vir al ons sonde skuld betaal het nie. Wil ons vir 'n oomblik net daarvoor dankie sê. Here, ek is diep onder die indruk dat ek myself nie kan red nie. Maar dankie dat U my gered het en al my skuld op Golgotha betaal het. Amen. Tot volgende week, sterkte.